Gerda, vandag se eerste vraag is: hoe beïnvloed hormonale veranderinge emosionele stabiliteit? Dit beïnvloed baie, sê ek sommer klaar. Lisa, ek dink dit is 'n baie goeie vraag, want soms sal mense terapie toe kom en hulle sal baie lank probeer om by 'n punt van regulering uit te kom. Maar dan is hulle hele biologie eintlik besig om reguit teen hulle te werk. En veral vroue is uitgelewer hieraan en mans ook. En ons gaan daaroor praat, maar ek dink vroue veral het 'n baie meer 'n fluktuerende hormonale toestand in hulle liggame. En as mense nou dink tradisioneel, dan kyk ons na die persepsie dat met vrouens kry PMS en daar's hierdie negatiewe, ek wil amper sê morele konnotasie daaraan. Morele is ook nou die slegte woord, maar daar's hierdie tipe ding van man is hulle persoonlikheid. Hulle kies om so te wees. En die waarheid is hulle kies dit nie. Hormone het 'n massiewe rol in hoe jy voel, want jou hormone affekteer hoe jou brein werk. Dit is veral die frontale en die prefrontale dele van die brein wat uiters sensitief is vir hormonale veranderinge in die liggaam. En dit is dan dikwels wat ons sien. Nou as ons kyk na mans byvoorbeeld, hoe kan manlike hormone daar 'n rol speel? Is dat mans met laer testosteroonvlakke dikwels meer geneig is om depressief en angstig te kan wees teenoor mans wat hoër vlakke van testosteroon kry, wat weer meer geneig kan wees om aggressief te wees. So dit kan ook verander en soos wat ons leef in vandag se leefstyl is daar soveel aspekte wat ons hormone se normale funksionering eintlik negatief kan beïnvloed. Dat dit eintlik 'n baie belangrike aspek van gesondheid is vir beide mans en vrouens om gereeld te laat ondersoek. En dit is so, as ek dit reg verstaan, dis so eenvoudig soos om maar net 'n bloedtoets te gaan doen by jou huisdokter. Begin daar voor jy onmiddellik dink jy is nou diagnoseerbaar met depressie. Absoluut. Dis eintlik voordat jy na 'n sielkundige toe gaan, voordat jy na 'n psigiater toe gaan, of voordat jy antidepressante gebruik, behoort jy eers na sekere hormoonpanele te kyk. En die heel belangrikste een om na te kyk is een wat ons almal het, mans en vrouens, en dit is jou skildklierhormone. So jy wil kyk dat jou tiroksien vlakke in jou bloed normaal is, jy wil kyk dat jou TSH normaal is. Al hierdie tipe goedjies wat soms oorgesien word as jy net reguit begin by sielkundige. Ek sal gewoonlik my pasiënte wat vir die eerste keer by my aanmeld stuur vir bloedtoets en sê, kan ons net by jou huis dokter glad kyk na hierdie vlakke, maar dan ook jou geslagshormone, soos ek genoem het, progesteroon, estrogen, testosteroon, baie belangrik om seker te maak dat dit alles in balans is. Want soms is dit buite balans vir verskillende redes. Reg, jy kan dalk in perimenopause wees as jy 'n vrou is of in menopause of jy het die klere wat ons dra. Dis het ook 'n onderdrukkende effek op ons hormoonvlakke. So mense kan bietjie van oplees ook oor die dra van sintetiese klere en impak op die hormone. Maar enige ietsie wat dit veroorsaak, ons is meer besorgd oor dat die vlakke kan herstel word. Want dit gaan vir jou baie moeilik wees om by 'n kalm gereguleerde plek uit te kom as jou hormone glad nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie. Kan ons gesels oor voorbeelde, want ek het nou die dag het ek selfs dit teëgekom waar een van my vriendinne wat selfde ouderdom as ek is en ons albei is in menopause, herken ek graag, maar hoe sy gesê het dat sy weet nie van medikasie nie, goeters van maar sy is baie angstig. Sy voel wel sy moet 'n psigiater gaan sien. Ek sê toe maar die groot deel van menopause is angs. Jy gaan geweldig angstig voel as jy dit ervaar, indien jy dit ervaar. En ek dink baie keer mense is nie seker as jy praat oor die emosionele onstabiliteit of wat presies is dit as jou hormone jou affekteer? Wat gaan jy ervaar? Goed. So Wat kom kan ons jy fokus moontlik nou. ervaar? Ek wil Ja, net sê nie almal gaan dieselfde wees. nie almal gaan dieselfde wees nie, onthou elke liggaam, elke biologie verskil. Maar kom ons praat spesifiek oor menopause, want dit is iets wat as jy 'n vrou is, gaan dit jou oorkom. Dit is nie iets waarvan jy gaan wegkom nie. Jy weet, iemand het eendag grappenderwys gesê, dit is seker maar net hoe die natuur bepaal het dat 'n man meer as een vrou in sy lewenstyd het, jy weet, want vroue gaan deur soveel veranderinge. Eerstens met swangerskap en dan na geboorte en dan perimenopause en dan menopause. Vrouens
het net soveel meer hormoonveranderinge as mans. En ek wil dit net duidelik sê ook. En ook sodat mense ook dit kan besef, want daar's 'n idee dat vrouens miskien bietjie meer hysteries is. As jou hormone nie werk soos hulle moet nie, of as jou hormone begin verander, gaan jy anders begin voel. Maar jy praat ook nou oor een van die groot simptome en een van die groot klagtes waarmee vrouens wat in menopause ingaan, is dat hulle angs ervaar. En ek dink dit lê op twee vlakke. Die een is die emosionele aspek van angs. Jy oordink miskien meer dinge. Jou slaappatroon gaan waarskynlik verander wanneer jy in menopause kom, of kan verander. Baie vroue ervaar dat hulle skielik baie sleg slaap en dat hulle gedagtes herhaaldelik net vinnig begin hardloop. Hulle oordink situasies en dinge wat gedoen is en gesê is, tot in die fynste kleinste detail. Maar daar is ook 'n fisiologiese aspek tot angs. En angs is een van die emosies wat die grootste fisiologiese impak op ons liggame het. Jou hart gaan vinniger klop, jou asemhaling gaan vinniger wees, jy het 'n viscerale sensasie van angs, wat met baie ander emosies nie noodwendig so sterk is nie. En dit maak dit selfs erger, want wat dan ook gebeur, is dat jy nou hierdie slegte ervaring, kan selfs paniek wees. Nou paniek is gekonsentreerde angs, wat op een slag baie sterk uitkom in jou liggaam. So, en nou het jy skielik 'n vrees dat jy so gaan voel, dat jy in sosiale omstandighede so gaan voel. So nou is daar die angs of die paniek, maar nou is daar ook 'n vrees vir die angs en die paniek. En dan raak dit 'n psigiese siklus wat baie swaar is. Dese depressie kom ook baie meer voor onder vroue wat in menopause is. En dis interessant, ek dink, ek het nou reg met 'n pasiënt gepraat daaroor. Toe sê ek dat toe ek studeer het, was daar 'n siekte wat hulle genoem het skizoaffektiewe siekte. En wat ons geleer het, is dat dit meestal vroue tref na die ouderdom van laat 30s tot vroeë 40s tot mid tot einde 40s, so daai dekade, kom ons sê maar tussen 38 en 48, en dat dit gepaard gaan met intense emosionele affektiewe simptome soos depressie of soms manie, iemand tree buite karakter op. So dit kan klink soos bipolêr, maar dat daar ook selfs tye is wanneer die persoon kontak met realiteit verloor. En hoe meer ek met vroue begin werk het en begin sien het hoe vroue eintlik geweldig geaffekteer word deur hulle hormonale veranderinge, dat dit jou regtig kan laat glo, jou man is besig om agter jou rug dinge te doen. Jy het hierdie geweldige intense emosies wat jy glad nie weet wat om mee te maak nie. Is ek oortuig dat daar 'n groot hoeveelheid vroue diagnoseer is met skizoaffektiewe versteuring, terwyl dit eintlik moontlik deels as gevolg van hormonale veranderinge is. En ek sê dit nou nie, ek het nie, daar's nie literatuur wat dit staaf nie, dit is net 'n observasie wat ek gemaak het, maar dit is maar net interessant dat daardie intense emosionele regulering plaasvind gedurende 'n tydperk wat ons nou weet, daar al reeds groot hormonale veranderinge in vroue plaasvind. Soos jy sê, daar's nou nog nie genoeg navorsing nie, wat vir die eerste keer nou eintlik in die geskiedenis van die vroue se mensdom is hulle besig om nou regtig geld in te stoot in die navorsing van menopause, wat baie hartseer is, maar ten minste gebeur iets nou. Maar tog, wat ek ook al gesien het deur die jare en waar met eie ervaring ook, is op 'n fisieke vlak, soos jy sê, kan dinge erg skeefloop. Soos siek, jy kan baie siek word. En as gevolg van een ding wat net begin en 'n sneeubal wat net dit vir jou vat en ek onthou nog hoe my peetma was nog so gelag vir haar dokter wat regtig in 'n paniekval gebel het eendag en gesê het, jy ervaar nie depressie nie, jou Vitamiene D is so laag. En sy wat lag en sê, o, is dit maar al? En toe doen sy niks omtrent dit nie. En dit was vir my so scary, want ek was soos, Vitamiene D is geweldig belangrik en sy kan baie siek word. Dis 'n klein goedjie wat ek dink nie ons enigsins besef watter groot effek dit eintlik het nie. Sê ek nou sommer dit tussen. 100%, en ek weet dat daar sekere funksionele dokters is wat Vitamiene D eintlik ook sien as 'n hormoon, omdat die liggaam dit self vervaardig dan. Nou, is dit nie vir my vreemd, dit is my uiters vreemd, dat mense sal hoor, dit is 'n tekort aan 'n vitamien of jou hormone is buite balans, en sal sê, o, dankie tog, dis net dit. Dankie tog, dis net dit.
dikwels dan met die namaak daar agter, dankie tog, ek is nie mal nie. Ek het gedink ek is besig om my verstand te verloor. Dan dink ek, my liewe mens, die goed gaan so saam. Net, jy weet, dit is amper asof mense sodra daar 'n fisiologiese oorsaak is vir hulle emosionele ongemak of vir hulle disregulasie, dat hulle dan sê, okay, maar ten minste hoef ek nou nie iemand te gaan sien nie, ek hoef nie meer dit te deel nie. Dis maar net in my lyf. My lyf is maar net besig om hierdie te doen. En dan niks daaraan doen nie, want dit is uiters behandelbaar. En ek raak ongelooflik opgewonde as ek kyk na die literatuur vir vroue oor hoe hormonale vervangingsterapie regtig vroeg begin kan word. By die eerste simptome wat jy begin beleef, kan jy gaan vertoets, jou hormoonvlakke kan getoets word en jy kan op kleiner dosisse oor 'n langer termyn behandel word. En ons leef in 'n tyd wanneer daar bio-identiese hormoonvervangings is. Wat beteken dit is nie meer net chemies nie. In die natuur is daar natuurlike forme van progesteroon, natuurlike forme van estrogen wat die liggaam regtig goed kan hanteer. So die vrees wat ons het vir hormoonvervangingsterapie wat van tevore die gedagte is dis net vir vrouens wat hysterektomies gehad het of vir ou tannies, reg? Lise, dit kan jou hele lewe verander en ek hoop vroue vat dit ernstig genoeg op om te sê ek is dit werd om regtig daarna gekyk te kan word. Maar dieselfde vir mans. Lise, lae testosteroon in mans het 'n ongelooflike impak op soveel aspekte, maar hulle verhoudings lei, want hulle seksuele funksie verander. Dit is vir hulle baie moeilik. Hulle identiteit begin shift. Hulle selfbeeld trek swaar. So dit lei op die einde van die dag tot regte depressie. Dit lei tot 'n wie is ek vraag. En soms is die vraag eintlik wie is ek nou? En dis eintlik 'n gesonder vraag om te vra dat jy verander, ons moet aanneem. Ons verander, ons bly nie dieselfde reg deur ons lewensspan nie. En die konstante vraag moet wees wie is ek nou? Wie jy is word ook bepaal deur jou hormone. En daarom dat dit so belangrik is om daarna te kyk dat jy dit nie afmaak nie, maar dat jy ook proaktief kan sê daar is behandeling, ek kan 'n plan maak, ek kan iets doen. En ook om te weet dat daar baie leefstylfaktore is wat jy kan toepas, wat jou nie 'n sent gaan kos nie, wat jou gaan help om jou hormone beter te reguleer. So die kennis is daar, mense kan gaan uitvind, mense kan met hulle dokters gaan praat. Dis regtig vir my fantasties dat ons meer gesprekke hieroor het, dat daar meer kennis is en soos jy ook sê dat daar vir die eerste keer regtig meer navorsing gedoen word. Want van tevore is daar net gespot met warm gloede en haarverlies en die hele aspek van die emosionele welstand en die emosionele aspek van hormoonveranderinge is so eenkant toe geskuif. Dit is vir my fantasties dat dit eintlik bietjie die aandag kry wat dit nodig het. Waar ek gewoonlik hierdie deel van die program sal sê, indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Wil ek eintlik vir vroue wat al hierdeur is of tans daardeur gaan, vertel hieronder by hierdie gesprek jou storie, sodat ander vroue ook kan sien wat is om dit normaal te maak, want daar is so baie stigma daar buite en so baie goed wat mens leer in hierdie tyd van die lewe. Dat mens kan jou storie vertel. Ek dink dit sal mense nogal baie waardeer. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Haar besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar en dan deel die gesprek. Soos ek altyd sê, mense weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie en wie kan mekaar help daar in die verre in die land, mense weet nooit en dan soos altyd die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.